Vriende, ek wil vandag praat oor wat ek dink ons almal raak, is geloof in godsdiens, wat ons so op die straat maak baie van ons, meeste van ons, skep aan ons eie godsdiens, en ons eie geloof. En in Jeremia is daar gedeelte, Jeremia 17, kom ons lees daar saam. So sê die Here, daar is 'n vloek op 'n mens, wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag so by sterflike mense en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in die droë wêreld wat nooit water kry nie. 'n Bossie wat in 'n klipwoestyn staan in 'n brak wêreld waar niemand woon nie. Inteendeel, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mense vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n blom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. En nie die hitte voel as dit oor hom kom nie, en altyd groen blare het. 'n Droë jaar raak hom nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Dan die kern van die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Ek die Here, doorgrond en toets die hart en verstand. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir dit wat hy doen. Wat gebeur met almal van ons? Elke mens vorm die binne in sy hart en sy siel, sy eie persoonlike teologie. Baie van die goed wat jy gevorm het jy geleer by jou ouers, by jou ma, by jou pa, by jou oupa, by jou ouma, of by jou gemeente, of by jou kerk, of by jou predikant. Het ons eie teologie gevorm. En jy leef met daai teologie. En baie van jou eie teologie is nie reg nie, want dit kom nie in die Bybel uit nie. Jy dink dit kom in die Bybel uit, maar dit kom nie in die Bybel uit. Soos byvoorbeeld, ons glo almal, ons moet glo soos 'n kind. As julle almal kan julle self nou vra, glo jy dit op? Ja, ek glo dit op, want dit kom ons staan ons in die Bybel. Nou dit staan nie in die Bybel. Daar is in die Bybel verwag van God van ons om te glo soos 'n kind. In elk geval, as jy mooi daaroor dink, kinders glo nie sommer net enigiets nie en alles nie. Hulle is baie kieskeurig oor wat hulle glo. Byvoorbeeld, 'n kind glo alles wat die onderwyseres vir hom sê. As 'n kind so groot is, hy kom van die skool af, sê my juffrou sê dit. Die juffrou doen dit vertel, die juffrou is reg. En die ander kant, as 'n kind vir jou sê, my pa is die sterkste in die wêreld, dan glo hy sy pa is die sterkste in die wêreld. Maar hy ken nog nie vir Arnold Schwarzenegger. So, ons kan nie hierdie ding, is nie die waarheid nie. Kan nie glo soos 'n kind nie. As jy die tekste gaan lees, waar dit staan in Matteus en in Markus en in Lukas, waar Jesus praat met die kindertjies, hy sê, laat die kindertjies na my toe kom, want hulle is belangrik. Dan sê hy, byvoorbeeld in Lukas, sê hy, maar Jesus sê die kindertjies na hulle kom, en sê, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juist vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kykie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hier staan niks van glo soos 'n kind nie. Dit impliseer ook nie glo soos 'n kind nie, maar almal van ons dink jy moet glo soos 'n kind. Wat dit beteken, en dis net 'n voorbeeld, wat baie sulke goeders. Dit beteken, kinders in die antieke tyd was afhanklik van hulle ouers. Sonder die ouers, die kind doodgegaan. So hierdie beteken, gelowiges met God lewe. Gelowiges sonder God lewe nie. Dis wat dit beteken. En jy moet afhanklik, soos 'n kind van sy ouers, moet
moet jy van God wees, om in die koninkryk van God in te gaan. God moet jou alles wees, so gaan jou meegaan. So met ander woorde, dis nie die voorbeeld te wil sê, maar almal van ons sê, man, jy moet glo soos 'n kind. Maar alles het kom uit koninkryk het goed is. As ek geloof dat die koninkryk daar, sê die mense, man, moet nie waar, jy glo net soos 'n kind. En dan gaan ons aan om ons eie teologie te bou en te ontwikkel. So kom ek noem vir julle nog 'n paar voorbeelde, wat tans in die wêreld aan die gang is. In die wêreld is 'n groot dryf vir menseregte en menslikheid en alles. So bijvoorbeeld ons sê, ons glo, en ons sê dit vir mekaar, volg jou hart. Ek sê dit baie vir mense, volg jou hart. Wat sê jou hart vir jou? Maar wat ons nie weet nie, dis in teenstelling met wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, volg my. So, ons is besig om 'n teologie, 'n wêreldse teologie en 'n godsdienst binne in onsself te ontwikkel, wat ons net so millimeter wegdryf van wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, volg my. Ek is die Here. Hy is die Here. Hy is die Kurios. Volg my. En ons is stelselmatig besig om te sê, nee man, volg jou hart, volg jou hart, volg jou hart. En dat is baie waarheid al om te sê, volg jou hart. Dis om vir 'n mens te leer dat hy homself moet vertrou. Maar jy moet dit nie 'n godsdienst maak in teenstelling met wat Jesus gesê het. Ons vandag volg ons baie ons gurus, ons volg mense wat gurus is in ons lewens. Alle sekere mense wat ons verskriklik aanbid en sê en te kere gaan. Ek dink nou maar aan daai profeet ou wat Gibril, Abraham, of wat is daai ou se naam? Gamila, ek het sy boekies al allemaal gelees. Baie mense sal van sy goed sê, dan is dit eintlik goed wat Jesus gesê het. Wat hy net weer gepen het vir ons. Dan het ons nou hierdie wat ons aanhang. Vandag is daar 'n groot aanhang in politici. Ons is mal met politici, ons aanbid hulle omtrent. In Amerika is dit baie sigbaar en duideliker as by ons. Maar in Europa is dit maar dieselfde storie. Ons volg mode-maniake. As jy na die nuutste modes kyk, kry ek die horries. Maar ons volg die mense slaafs. My kinders is so 'n bietjie in die modewêreld betrokke. Dit is 'n vreeslike affære. Ons volg maklik ryk mense wat suksesvol is, mense wat suksesvol lyk, sal ons blinderings agter hulle aan loop en doen wat hulle doen, omdat hulle ryk en populêr is. Die tweede ding is, ons glo, wees getrou aan jouself. Ja. En dis ook 'n ding wat lekker is om te sê en wat lekker inpas by alles wat ons doen. Maar Jesus het dit nie gesê nie. Hy het gesê, om my te volg moet jy jouself verloon. Hy het dit gesê. Hy het gesê, jy moet my juk op jou skouers sit. Jy moet jouself verloon. Dit staan in Matteus, kom ons lees dit daar. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. So as 'n sekere teenstrydigheid met dit wat ons verkondig en glo en sê vir almal, met wat Jesus verkondig en gesê het vir almal. En iewerste van hierdie twee goed met mekaar bots, dan gaan jy verkeerd kies. Dan gaan jy jou eie teologie kies en nie die Jesus teologie. Ons spreek maklik menseregte. Ons spreek maklik selfbeeld en selfgeregtigheid. En dis goed vir mense wat sukkel met selfbeeld en sukkel met persoonlikheid en sukkel met karakter en sukkel met alles. Maar ons is bitter naby om te lol met dit wat Jesus verkondig het in die Bybel en wat ons dink is reg. Ons eie teologie. Volgende ding is ons glo. Ons sê dit glo in jouself.
Dis 'n oulike ding, dis 'n regte ding. Jy sê dit maklik vir kinders, vir mense. Jesus het gesê, glo in my. Hy het gesê, glo in my, ek is die Here, ek is die Kurios. Hy is ons Here. Dit verseker ek julle, in Johannes 6. Wie in my glo, kry die ewige lewe. So ons is stelselmatig besig, om Jesus se goeders te verruil van die humanistiese ding in onsself. Nog 'n voorbeeld. As ons glo, en ons verkondig dit baie, en ek hoor dit ook baie, leef jou waarheid. Leef jou eie waarheid. Want waarheid kan ons maar verskil hier en daar. Maar Jesus het gesê, ek is die waarheid. Ek is die waarheid. In Johannes 14 vers 6. So is dit, Johannes 14 vers 6. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En ons het begin sê, niemand glo jou eie waarheid, volg jou eie waarheid. Ons glo, deesdae, die sosiale media, ek het al baie gehoor, dan kom mense, sê dit en dit het gebeur. Dan sê ek, hoeso? Nee, hulle sê dit nou net op Facebook. Die probleem wat ons het, ons glo absoluut alles wat somme in die koerant is, en somme in die social media is, glo ons absoluut asof dit die alfa en die omega is. En vandag sê ek vir julle, as jy dit sien, is die kans groter dat dit fake nuus is, as wat dit ware nuus is. Dit is net so, die persentasiegewigte is teen ons, daar is meer fake nuus as ware nuus. Want mense maak grappies, en mense maak memes, en mense try mense beïndruk, mense doen dit. So die koerante, en die samelewings, en die samenswering wat ons so glo en hang, is 10 teen 1 fake nuus. Maar dis wat ons glo, dis wat ons hang, dis wat ons verkondig, dis wat ons doen. So ons, jy lees die selfde prentjie wat ek net gemaak. Hier is die volgende ding is, ons glo, solank jy gelukkig is, dan is alles reg in die wêreld. So ons verkwansel baie keer die woord geluk met die ideaal in die lewe. En as jy nou bereid is om die Bybel te lees, van A tot Z, dan sal jy nêrens in die Bybel kry wat die Here vir ons sê, of enigiemand gesê, geluk moet jy nastreef nie. Geluk is nie 'n aanbieding in die Bybel nie. In die Bybel kry jy ander aanbiedings van vrede en vreugde. Maar vrede is die grootste ding wat die Bybel verkoop, is vrede. Maar nie geluk nie. Geluk is nie so kosbaar soos ons dit maak om te wees nie. Maar vrede is. Want jy sien, om gelukkig te wees, moet jou omstandighede mooi wees, en dit moet gunstig wees, en dit moet allerlei anders wees. As jy in slegte omstandighede iets kan kry wat berusting gee, dan noem jy dit vrede. Dis wat God verkoop. Jy kan in die slegste omstandighede vrede hê. Want jy weet, God is hier. Jy kan onder die moeilikste plekke waar jy is, vrede hê. En vreugde hê, want dit is nie in jou omstandighede vasgemaak nie. Dit kom van God af. Johannes 14 vers 6. Dis nie die regte teks nie. Dis verkeerde verwysing nie so. Mag God die bron van julle hoop, julle deur julle geloof met alle vrede en vreugde vervul, sodat julle hoop alle sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Dis wat die Bybel ons leer. En ons leer die mense om geluk na te jaag. Geluk is nie so groot ding nie. Die Bybel leer ons om hierdie goed na te jaag, vrede en vreugde en hoop, wat dit skep hoop. En ons glo die wêreld. Ons word soos die wêreld. Ons glo die media, ons word soos die media. Die drukgroepe, my vriendekringe en drukgroepe en die sosiale netwerke waarmee ek is, my vriende, en
my ingesuig in hierdie wêreld en wat ons vandag in leef. So elkeen van ons wat hier sit, want sê ons is Christene, moet hierdie eie teologies van jou, wat jy so vanselfsprekend verkondig en toepas en gaan toets dit aan Jesus Christus. Toets dit aan Christus. Of los die Christenskap een kant toe. Dis wat Josua vir sy mense gesê. Josua, daai tyd, daar was baie afgode en allerhande afgode en godinne en die gang. En Josua het hulle gesê, luister, moet nou nie snaak wees, maar besluit net vandag, wat gaan jy doen? Gaan jy die Here dien, of gaan jy die afgode dien? Besluit, en dan doen nie wat jy wil doen. Moenie moeilik daar wees. Doen wat jy moet doen, maar besluit vandag, moenie op die draad sit. Ons kan nie, as Christene, met die valse teologie en ons harte loop en verkondig en leef met die kere gegaan. Die sê ons is Christene. Ons sal met groot poging aanwend om Jesus Christus te gaan bestudeer, te weet wat hy gesê en wat hy bedoel het. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons herinner aan ons eie goedertjies wat so kosbaar is vir ons. Die goedjies wat ons glo, die goeders wat ons sê, die goeders wat ons vir mekaar leer. Partykeer is dit waardevol, maar is nie eg Jesus Christus nie. Leer ons om Christus weer raak te lees en te leef. Dat ons kan sê, ons is Christene in die ware sin van die woord. Help ons om op 'n manier ons geloof en ons godsdienst en ons alles te suiwer, dat dit weer 'n slag bietjie nader aan Jesus Christus is. Dat Christus verkondig kan word, dat ons kan sê, Christus is die Here. Hy is die Kurios. Hy is ons Here. Die Alpha en Omega, die lam wat geslag het, die Bethlehemster, die oggend en die aandster, alles wat ons kan sê vir hom. Ons bid hierdie dinge, Here, omdat ons dankbaar is dat U ons net oor die vingers stik en ons op die regte pad vat. Bid dit in Jesus se naam. Amen.